Wanneer ons na die blanke plakkerskampe in Suid-Afrika kyk, dan besef ons dat dit 'n nuwe vorm van volksmoord is wat teen die boere van Suid-Afrika gepleeg word. Dit is 'n staatsgeïnduseerde hongersnood en daar's vele instrumente wat die staat gebruik om hierdie blanke plakkerskampe te bewerkstellig waarbinne mense dan sterwe. Een van die heel eerste redes hoe hierdie plakkerskampe en hongersnood plaasvind, is die regering se program van regstellende aksie, wat blankes verhoed om in die werksplek te mag werk en op 'n wettige manier 'n inkomste te verdien. En nie hierdie staat hulle sin kry, moet 70% van die wittes uit die plakkerskamp, uit die werksplek verwyder word. Die staat gebruik ook ekstreme metodes om regstellende aksie toe te pas. En oralste waar dit toegepas is, het dit tot rassekonflik gelei. Volgens Dr. Dirk Herman tas hierdie plakkerskampe en regstellende aksie ook wit mans se waardigheid aan. Verder meen Dr. Herman, ras is meer belangrik vir die ANC as 'n gesonde ekonomie of 'n groeiende produksie in Suid-Afrika. Verder moet ons besef dat Dr. Herman meen ook regstellende aksie is die rede vir nie versoening in Suid-Afrika. Rasse is al besig om al meer gepolariseerd te raak as gevolg van regstellende aksie. Volgens die ANC meen hulle dat die goeie praktykkode wat Solidariteit opgestel het krimineel is. Verder is dit regstellende aksie vernietig ook die boere se nasionale identiteit en karakter. Die manier waarop regstellende aksie dan ook toegepas word, het tot 'n burgeroorlog in Sri Lanka gelei. Verder maak regstellende aksie dan ook die boere tweede klas burgers. Dat verhoog rassespanning. Wittes word totaal en al vervreemd in die land en wittes voel ook nie meer deel van 'n gemeenskap nie. Verder voel mense in hierdie plakkerskampe dat hierdie optrede van die staat hulle as persona non grata verklaar in die land, wat geen toegang het tot enige staatssubsidies en ander hulpmateriaals nie. Op die einde van die dag kan sodanige bevolkingsgroep wat hom net in hierdie posisie van plakkers bevind, tot ekstreme maatreëls oorgaan om sy eie voortbestaan te bewerkstellig. Die volgende rede wat hierdie plakkerskampe in Suid-Afrika veroorsaak, is die regering se beleid om deur middel van wetgewing die blankes te reduseer. Die regering stel munisipale tariewe in en tariefverhogings wat dit vir mense onmoontlik maak om hulle munisipale tariewe te betaal. Die blankes in Suid-Afrika betaal 89% van alle munisipale dienste in Suid-Afrika. 100% van die swart mense in Suid-Afrika betaal geen munisipale rekenings nie. En dit terwyl die blankes net 4% van die krag gebruik. Indien 'n persoon in 2009 R1.500 betaal het vir sy munisipale rekenings, gaan hy in 2014 omtrent R8.000 per maand betaal en in 2015 ongeveer R11.000. Baie mense verlaat hulle huise en gewoon in karavane, karavaanparke of plakkerskampe. Dood eenvoudig omdat hulle nie geld het om langer hierdie rassistiese rekenings te betaal nie. Sodra hulle dan hulle huise verlaat, bly nog steeds verantwoordelik vir hierdie munisipale fooie, maar die plakkers wat daarna hulle huise intrek, betaal geen water en ligte rekening nie. Ook die regering se beleid om 'n ongebreidelde toestroming van immigrante in Suid-Afrika toe te laat, is ook verantwoordelik dat blankes stelselmatig aan 'n volksmoord blootgestel word.
Konservatief geskat sit Suid-Afrika met omtrent 6 miljoen onwettige plakkers. Hierdie mense plaas almal 'n groot druk op die bestaande infrastruktuur van krag. Hulle maak onwettige koppelings, steel kraglyne en oor die algemeen, al wat gebeur is die munisipaliteite kyk na die krag wat verbruik is in hulle gebied en versprei dan hierdie koste oor al die blankes se rekening. Blankes betaal dus ook vir die onwettige immigrante se kragrekenings. 'n Verdere rede wat hierdie boere uiteindelik in hierdie plakkerskampe laat beland het, is die sosiale ingenieurswese van die Britte wat na die eerste volksmoord in 1899 tot 1901 die blanke se plase van hulle gevat het, omdat hulle aan die Anglo-Boereoorlog deelgeneem het, die grond opgedeel het, en in 'n program van wat jy in Engels noem social engineering, die arm woonbuurte van blankes gevestig het, soos byvoorbeeld Kreeusdorp Wes, Jan Hofmeyer, Claremont, Montclair en ander lae koste behuisingsareas. Vir hulle self het die Britte met behulp van Rand Mines, wat sowat 24 miljoen hektaar besit het, die noordelike voorstede gestig en ekonomiese aktiwiteite en wat daai stadium dienste sektore rondom hierdie area gevestig. Die blanke se gebiede het gaandeweg al meer agterweë gebly en al wat vir hulle opgerig was handewerk areas en industrieë so Shamdor waar die boere permanent tot 'n tweede klas burger gereduseer was, wat vir 'n baas gewerk het en met sy hande moes werk in die area. Terwyl die eienaars en kapteine van die industrie en die kapteine van die ekonomie hulle self in die noordelike voorstede bevind het, in huise waar daar 18, 20, 25 vertrekke was, almal met klokkies vir bedienders. En dit is areas wat vandag nog miljoene rande werd is, as jy kyk na Houghton, Rosebank, Sandton. En as jy kyk dat in dieselfde tyd die huis in Kreeusdorp Wes gevestig is, dan besef jy dat van 1901 af het die Britte toe hulle in Beerwas munisipaliteite seker gemaak dat die boere in armoedige toestande bly en dat hulle self die beste huise en eiendom besit met 'n goed ontwikkelde infrastruktuur, paaie netwerk wat tot en met vandag toe nog kontinu opgegradeer word. As jy stop byvoorbeeld in Kreeusdorp, dan kom jy by die 1 jaar robot waar daar verkeer uit verskillende areas bymekaar moet kom. En seker die mees onpraktiesste robot in Suid-Afrika. Hierdie is symptomaties en tekenend van die tipe van ontwikkeling wat plaasgevind het in blanke gebiede. Tot en met vandag toe nog demp dit enige ontwikkeling in die omgewing. Dit is reg langs 'n treinspoorverkeer en verkeer uit Soweto kom by die robot aan, so as jy in die omgewing bly en wil werk toe kom, is dit totaal onprakties. Hierdie robot alleen is soos 'n stopteken gewees vir enige verdere ontwikkeling in daardie betrokke area. Vergelyk dit met areas soos Gryston, Afrit op die N1 en die Benskoeman, en jy sal sien dat hierdie area ontwikkel is om die verkeer te laat vloei, maar waar dit in boere areas gaan oor verkeersreëlings, jy sien dat die robotte en stopstrate so gemaak is dat dit 'n uiterste frustrasie en 'n uiterste vertraging in verkeer meebring. So kan ons dan sien dat as jy kyk na die huisies in Jan Hofmeyer en die omliggende woonbuurte daar, dat die boere in armoede gedwing is om in hoë digtheidswooneenhede te bly, wat vir hulle permanent sou vertel, julle is tweede klas burgers, julle is niks werd nie, julle is nie so ryk soos ons nie, julle is niks. En dit is 'n voortsetting van die behandeling wat die boere in die konsentrasiekampe gekry het. Dit was behandeling wat in die konsentrasiekampe wat so erg was, dat dit van 87 jaar geheim gehou was. En in 'n versameling by mekaar gesit is, wat bekend staan as die Havenga-versameling, en wat nou nog by die Universiteit van die Vrystaat te sien is. Daardie behandeling van die boere in die konsentrasiekampe en die verkrachting en die mishandeling in 'n volksmoord het bloot in 'n ander formaat
vanaf 1901 voortgegaan, dat die boere se woongebiede vir hulle opgerig was in 'n permanente laagkoste en armoedige sukkel bestaan, terwyl die Britte vir hulle self die hemel en die aarde gegeen het in ryk voorstede, soos die wat ons kry vandag in die noordelike voorstede. Met 94 het hierdie tendens natuurlik voortgegaan, toe die ANC-regering presies dieselfde beleide toegepas het, waar het rondom boere woongebiede ter sprake gekom het. So ons sien 'n sistematiese verarming en verhongering en skepping van werkloosheid in die areas wat deur boere bewoon was, terwyl daar geensins aandag geskenk word aan werkverskaffing en opheffingsprojekte in hierdie areas nie. Die verdere probleem wat verwant is aan hierdie plakkerskampe, om mense uit hulle huis uit te sit in areas waar hulle alreeds in baksteenhuise gebly het, is in die res van die wêreld slegs behandeling wat gereserveer word vir kriminele. In die res van die wêreld was die uitsetting van mense uit hulle huise en hervestiging in plakkerskampe behandeling wat gereserveer was vir kriminele. Verder, in alle lande waar volksmoorde nog ooit gepleeg was die vestiging van mense wat voorheen in die adelstand was en in ryk woonbuurte gebly het. Die vestiging van hierdie mense in plakkerskampe, 'n teken vir die massa, dat hierdie mense nou uitgesonder word vir kriminele behandeling, en dat daar stilswygend dan, oftewel, 'n de facto goedkeuring verleen word vir die slagting van hierdie mense. Die vestiging van mense in plakkerskampe was in alle areas waar volksmoorde plaasgevind het. Die teken dat die volksmoord teen die betrokke kultuurgroep maar kan begin. En dit was dan ook die geval in Myanmar, Kambodja, Vietnam, Turkye die mense van die Armeniërs vermoor het, toe die Duitsers die Jode uit hulle huise verwyder het. Oralste was die verwydering van mense uit hulle woonplekke uit 'n teken dat die volksmoord maar kan begin en goedgekeur word. En dan het dit ook so plaasgevind.